Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, wolwe in skaapsklere. Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 3. Manne rangskik hulself vinnig onder die vaandel wat hulle gekies het, rusteloos wag en dophou die bewegings van hulle leiers. Daar is diegene wat wag en werk vir ons Here se verskyning, terwyl die ander party vinnig in lyn val onder die heerskappy van die eerste groot afvallige. Hulle soek 'n God in die mensdom, en Satan verpersoonlik die een wat hulle soek. Menigte sal so mislei word deur hul verwerping van die waarheid, dat hulle die namaaksel sal aanvaar. Die mensdom word as God geprys. Satan is altyd op sy hoede om te bedrieg en te mislei. Hy gebruik elke betowering om mense na die breë pad van ongehoorsaamheid te lok. Hy werk daaraan om die sintuie met foutiewe sentimente te verwar en die landmerke te verwyder deur sy valse inskripsie op die wegwysers te plaas, wat God opgerig het om die regte pad aan te dui. Leraars van valsheid sal opstaan om julle weg te trek van die nou pad en die nou poort. Pas op vir hulle. Hoewel hulle in skaapsklere versteek is hulle innerlike roofsugtige wolwe. Ons word nie beveel om hulle te toets deur hul mooi praatjies en verhewe belydenisse nie. Hulle moet geoordeel word deur die woord van God. Hou op my seun om na tug te luister, terwyl jy tog afdwaal van die woorde van kennis. Spreuke hoofstuk 19 vers 27. Watter boodskap bring hier die leraars? Lei dit julle tot eerbied en vrees vir God? Lei dit jou om jou liefde vir hom te openbaar deur lojaliteit aan sy gebooie? Hierdie valse leraars wat in die kerk opgestaan het en deur baie van hul broers in die geloof as waar beskou is, het die apostel vergelyk met waterlose fonteine, miswolke voortgedrywe deur 'n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. 2 Petrus hoofstuk 2 vers 17. Is ons voete geplant op die rots van God se onveranderlike woord? Is ons voorbereid om vas te staan in die verdediging van die gebooie van God en die geloof van Jesus?